Hierdie week gee Dr. Lindy van Maltes haar perspektief tydens die skadegenade landbou-ekonomiese oorsig, terwyl professor Johan Willemse 'n welverdiende ruskans neem. Goeiedag almal, dis Lindy van Maltes wat met julle praat. Ek is by die Departement Landbou-ekonomie by die Universiteit van die Vrystaat verbonde. Ek dink ek moet vandag wegspring met die belangrikste aankondiging van die dag en hopelik waarskynlik vir die jaar vir ons as landbouers, dat ons nou 'n nasionale inentingsprogram gaan begin volg vir Black and Claw seer, wat lankal moes gebeur. Die logistiek daarin verbonde, die beskikbaarheid van enstof, die proses van inenting, gegeewe die tekort aan staatsveeartse ensovoorts, bly uitdaging wat ons hopelik binnekort sal hoor van die minister hoe dit aangespreek gaan word. Slenktalkoors het ook uitgebreek in die Noord-Kaap, wat problematies is. Ons hoop regtig daar gaan genoeg enstof wees en dat dit nie ook in 'n tekort sal ontaard met onderste poort wat nie effektief funksioneer nie. Ander belangrike ding wat plaasgevind het, was die verlaging van die rentekoers met 25 basispunte. Elke bietjie help. Ons glo boere gaan so klein bietjie meer geld in hulle sak hê en so ook verbruikers. Veral oor die Kerstyd kan daar dan meer kos gekoop word op daai manier. Ons is ten minste nou nie meer by die 11,75% prima rentekoers waar ons was in 2024 nie. Die G20 beraad was net so 'n belangrike gebeurtenis in ons land gewees. Al die wêreldleiers wat daar was, het voedselsekuriteit en landbou beklemtoon as belangrik, wat wel belangrik is vir beleid en waar daar prioriteit moet gegee word aan hoe fondse spandeer word ensovoorts, wat wel ons kan positief beïnvloed. Ons land wat nou vir die FSA die koue skouer toegedien het, is egter nie so positief nie en ek vermoed dit gaan 'n baie negatiewe invloed op ons handelsbalans hê, want die FSA bly 'n belangrike handelsvennoot. Kom ons vat net eers 'n advertensiebreek, dan praat ons verder. Dit reën en die wêreld lyk mooi, maar elke boer of besigheid weet dat ons steeds moet bespaar waar ons kan. En by Skadegenade kan ons jou heel moontlik help met groot besparings op jou bateversekering. Stel jy belang? Besoek ons webwerf en kontak 'n Skadegenade agent sommer nou. Ons het steeds die beter manier om jou risiko's te bestuur. Welkom terug almal. Wat pryse aanbetref, net vinnig, die beesvleisprys hy lyk goed, tussen 40 en 46 rand vir A-graad bulkalvers. Die 46 rand het ek gesien, interessant genoeg op 'n aanlyn veiling, wat natuurlik nou 'n meer gewilde aankoopplek is as gevolg van die Black and Claw. Die C-graadpryse lyk ook goed hier by 64 rand. En sover lyk dit nie of die pryse wil daal nie, want dit kan net maar wees as gevolg van die beter chopprys. Chopprys is nie sleg nie, so ouens wat wil voer kan inkoop. En natuurlik die Black and Claw wat 'n tekort kan veroorsaak in die mark omdat van ons groot voerkrale nie mag slag nie. Die skaappryse lyk ook nie sleg nie, redelik gestabiliseer. Ek sien ou ooe is hier by 84 rand 'n kilo rond. Dan die dieselprys, voorspel hulle gaan styg, praat van 82 sent 'n liter, wat nou nie so positief is nie. Dit is maar as gevolg van 'n stygings in die olieprys en dan as gevolg van die rand. Wat die weer aanbetref, dink ek is dit oral in die saaiareas redelik nat of redelik baie nat. En dit is natuurlik ook 'n jaar waar dit lyk my wil haal. Kort sien ons hoe dit haal in plekke. Ek dink nie dit is die jaar waar jy nie moet haalversekering uitneem nie. Hierdie is 'n jaar waar haalversekering gaan belangrik wees. Ons gaan moet sien hoeveel gaan ons alles geplant kry, maar dat so nat is. By ons in die Oos-Vrystaat loop ons tyd nou uit om te plant. Ons probeer om alles in te kry, maar dit is nat. Ek sien die naweek word daar weer reën voorspel en volgende week, so ons sal sien hoeveel ons inkry. Die 95% van die FSA se oes is gestroop en in die silo's, so die prys dink ek nie gaan dramaties verander op hierdie stadium nie, totdat ons net eers weet hoeveel ons kon plant. Op 'n positiewe noot het ons minister van Landbou wel die verhoudinge met Vietnam versterk. Ons voer reeds mielies, appels, pere en druiwe na hulle toe uit en van verlede jaar af lemoene. En hulle het onderneem om selfs nog meer van ons vrugte te vat.
wat kan help met ons uitvoerpryse. Groete uit 'n nat Oos-Vrystaat, mag dit 'n goeie week wees.